Hallo, ek is Chrisel en hierdie is my tematafel, my wetenskaptafel vir die ONLV opdrag. Ek het die tema gekies plante en sade wat geskik is vir graad 1 leerders. Ek gaan nou wys hoe ek die STEAM benadering geïntegreer het in hierdie tema. STEAM staan vir wiskunde, tegnologie, ingenieurswese, kuns en wetenskap. Hierdie metode help kinders om deur doen, dink en ontdekking te leer, eerder as net deur te luister. Ek het pansiesade en tamatiesade geplant in grond en water. Kinders sien hoe sade groei en leer watter faktore hulle nodig het, soos water, sonlig en grond. Hulle leer ook plantdele soos saad, stingel, blare, blomme en wortels met behulp van die plantdele plakkaat wat ek ook op my tafel gesit het. Hier is my tamatieplantjie, plantjies skies. Soos julle kan sien het hy ook mooi gegroei en mooi geontkiem. Ek het dit het hom toe nou in grond geplant in hierdie bakkie in, want dit was net soveel geriefliker om dit te doen. En dan het ek ook saadjies op my flitskaartjie gesit, sodat leerders kan voel en sien hoe die saad van 'n tamatie lyk. Hierso is ook my pansy blommetjies. Ek het dit ook in grond gaan plant en in hierdie bakkie geplant, want soos ek gesê het, dit was net meer gerieflik en dit bied dit bietjie beter visueel aan vir die leerders. Soos julle kan sien, hier is ook 'n blommetjie wat besig is om uit te kom. En dan hierdie een het ook, so hy het baie mooi gegroei. En dan het ek pansiesade daar gesit, sodat leerders ook net kan sien en voel hoe die saad lyk en hoe hy voel. Ek het ook grond op my tematafel gesit, sodat leerders kan voel hoe grond voel vir plante, gesonde grond vir plante wat gepas is vir plante. Kinders meet die groei van hul plante oor 'n paar dae met 'n liniaal. Die plante was elke dag gemonitor en waargeneem en vergelyk. As ek nou 'n regte klas gehad het, sou ek dat ons dit elke dag waarneem, dit vergelyk en bespreek hoe die plante verander en die proses ook daarvan. Ek het wel nie nou 'n grafiek gebruik vir my eie saailinge nie, maar ek het my groei van my saailinge gemonitor. En my saailinge is die pansy blommetjies en die tamatieplantjies. Kinders gebruik 'n spuitbottel om die plante nat te hou. Ek het 'n eenvoudige spuitbottel wat ek gebruik het om my saailinge nat te maak. Hierso is my spuitbotteltjie. Ek het nou nie 'n dripstelsel nie, maar ek stel dit ook voor, want dit gee stadig water. En dit is deel van probleemoplossing en ontwerp. Want dit beoefen ook die leerders, se fynmotories. Leerders teken hul plante, versier hul potjies en gebruik kreatiwiteit om hul leer visueel vas te lê. Ek het ook plakkate gemaak oor die lewensiklus van 'n plant en plantdele. Toe ek 'n klas gehad het en by 'n skool gewerk het, het ek
hierdie hele tafel geïntegreer in my les vir my kleintjies. Ek het laat hulle eie potjies bring, grond en saadjies, enige iets wat hulle wou geplant het, enige sade. En ons het eendag uitgesit waar hulle potjies geverf en versier het. Hulle was mal daaroor, het dit vreeslik geniet. En hulle het hulle saadjies geplant. Ek het ook bone in watte gesit, sodat hulle kan sien hoe dit groei, want hulle kan nie sien hoe dit groei in die grond self nie. En dit was nogals heel interessant vir hulle. Ons het dit ook elke dag gemonitor, die plante daar gepraat, en die leerders teken op plante, versier hul potjies en gebruik kreatiwiteit om hul leer visueel vas te lê. Ek het regte plante soos Calendula en 'n kaktus op my tafel gesit. Ek het 'n lewensiklus plakkaat ook wat hier op die tafel is van 'n boneplant. En flitskaarte vir die verskillende sade. Kinders leer ook deur te kyk, voel en deelneem. Dis sinvol en dis lekker vir hulle. My kleintjies het hierdie baie geniet toe ek dit geïntegreer het. Hulle het baie geleer. Hulle was baie opgewonde om hulle plantjies nat te maak elke dag. Hoekom die STEAM-benadering werk? Dit help kinders om nie net kennis op te neem nie, maar ook self te dink, vrae te vra en oplossings te vind. Deur plante te plant, hulle te versorg en hul waarnemings uit te druk, leer kinders lewensvaardighede op 'n praktiese manier. Baie dankie dat u na my projek gekyk het. Ek hoop dit wys hoe die tema plante en sade prakties en betekenisvol gemaak kan word vir graad 1 leerders met die behulp van die STEAM-benadering. Die kinders leer nie net van plante nie, hulle leer om met passie te ontdek.